Hier by Soar kan ons die grafte sien van Samson en sy pa Manoa, en ek lees vir ons uit Rigters 16 vers 20. Maar hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Samson se lewe begin met 'n duidelike roeping, 'n lewe van afsondering, 'n heilige lewe wat anders moes wees, 'n lewe wat aan die Here behoort het. Van die moederskoot af is hy afgesonder, bestem om nie soos die res van die volk te leef nie. Waar ander kompromieë aangegaan het, moes hy heilig leef. En tog sien ons hoe sy lewe stadig wegbeweeg van daardie roeping. Hy raak betrokke by die Filistyne, nie een keer nie, maar herhaaldelik. 3 vroue uit die vyand se midde speel 'n rol in sy lewe. Die vrou van Timna, sy eerste bruid, en dan die prostituut in Gaza, en uiteindelik Delilah, die storie waarmee ons almal bekend is. Dit is nie net verhoudings nie, daar was 'n patroon, 'n lewe wat al nader beweeg het aan dit waarvan hy afgesonder moes wees. Die gevaar van kompromieë is dat dit nie skielik kom nie. Dit gebeur baie stadig, stap vir stap, keuse vir keuse, totdat dit heeltemal normaal voel. Hoewel Samson uiterlik nog die vertoon gehad het van die Here se krag, as ook sy lang hare, het die Here hom lankal reeds verlaat. Maar hy het dit nie raak gesien hoe sy hart verander het nie. Hy het gedink hy is nog in beheer. Hy het gedink die Here is nog met hom, soos altyd. Maar toe kom daardie oomblik wat alles verander het. Hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Dit is die diepste vorm van geestelike blindheid. Nie wanneer 'n mens nie meer kan sien nie, maar wanneer jy dink jy sien, terwyl jy eintlik nie meer kan onderskei nie. Eers later, toe die Filistyne sy oë uitgesteek het, word dit fisies sigbaar, wat lankal reeds geestelik gebeur het. Sy uiterlike blindheid word 'n weerspieëling van wat lankal in sy hart gebeur het. En tog selfs, daar eindig sy verhaal nie sonder hoop nie. In sy gebrokenheid draai hy weer terug na die Here, nie meer selfversekerd en sterk in homself nie, maar in diepe afhanklikheid en nederigheid voor die Here. Dit laat ons dink, waar in die lewe gaan ons kompromieë aan? Of miskien dalk, vertrou ons nog op ons eie krag, of leef ons werklik asof ons van die Here afhanklik is? Kom ons vra vandag die Here, dat hy asseblief moet hoor as ons naam roep, en dat hy ons asseblief moet vergewe waar ons kompromieë aangaan, en dat hy ons geestelike oë weer sal oopmaak, dat ons kan sien waar ons van hom afgewyk het. Amen.